Ek het voorheen 'n reeksie van 4 boodskapies gemaak oor die voorlewe van God. En ek wil aangaan op hierdie tema, maar ek gaan op 'n ander vlak met julle praat en ek weet nie of almal dit sal kan verdra nie. Maar ek gaan in ieder geval hierdie boodskap met julle deel wat die Here op my hart gelê het. En ons begin by 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Ek wil hê julle moet let op die woordspeling wat Johannes gebruik. As jy die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in jou nie. Die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader uit nie. Hy sê dit gaan alles verby en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. En hier bring hy 'n ander klem. In die eerste 2 gedeeltes beklemtoon hy die Vader, wie die Vader is. Hy sê dat dit wat teenstrydig is met die Vader, is nie van die Vader nie. Dit wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader uit nie. En die liefde vir die wêreld is nie uit die Vader uit nie. Want hoekom is dit dan so? Want nou gaan hy aan en hy sê vir ons in 1 Johannes 1 vers 1 tot 4, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar. En ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en sy Seun Jesus Christus. En hy skryf hierdie ding aan julle, dat julle blydskap volkome kan wees. As ons kyk, waarna Johannes verwys, na die eerste sinsnede van vers 1, wat van die begin af was. Johannes verwys hier na 'n voorlewe van God. Hy verwys na 'n lewe wat God geleef het voor tyd en ewigheid. En julle het my al in die verlede hoor sê, dat ek het gesê dat God is God, want hy is buite die ewigheid. En dit is eintlik interessant hoe die ewigheid tot stand gekom het. Hy sê hierdie ewigheid het tot stand gekom in die generering van die Seun. Jy sien, God was nog altyd God in God se sfeer gewees. En hy was nooit beperk tot 'n tydssfeer nie. Maar God het 'n begeerte gehad dat hierdie lewe wat syne was, sy voorlewe, sy Godlewe, sy eie lewe, moet op 'n manier by die mens inkom. Dat sy voorlewe moet deel word van die lewe van die mens. Luister wat sê hy in 1 Johannes 2 vers 22 tot 25. Wie is die leenaar behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly.
As julle bly in wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en die Vader bly. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Jy sien, hier kry ons 'n ding. Ons het die voorlewe van God, wat hy as God geleef het. En toe besluit die Here dat hy wil hierdie God self lewe van hom in die skepingskroon inplaas. En hy besluit om die mens te maak. Wil jy sien, want die Here wou altyd hierdie voorlewe van hom, hierdie Godlewe van hom, deel met ander. Met ander woorde, met respek gesê, God wou hom ontbloot aan die mens. God wou vulnerable word by die mens. Beteken nie God word pateties nie. Maar dit beteken dat hierdie genade van die Vader was so groot, dat hierdie lewe wat hy gehad het, moes hy oordra in iets of iemand anders. En hy skep die mens na sy beeld en na sy gelykenis, dat die mens sou moes lewe met hierdie lewe van God. Hy sê, maar ek as God kan nie my voorlewe, my Godlewe net so vat en in die mens inplaas nie. Want die mens sal sterwe, want die mens gaan in sonde verval, en hy sal God nie kan sien nie. Want sê hy vir Moses, gaan skuil in die rots, want as ek jou gaan sien, gaan jy sterf. Johannes het soos 'n dooie voor sy voete neergeval in die apokalipsis, toe die Here Jesus homself aan hom openbaar, met ander woorde in Openbaring. Toe val hy soos 'n dooie aan die voete van die Here. Maar die Here maak 'n besluit dat hierdie voorlewe moet die lewe word van die mens, en hy maak hierdie lewe bekend in die persoon van Christus. En hy beloof dat in hierdie Christus, in 1 Johannes 22, sê, en elkeen wat die Seun loon het ook nie die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Die Here het voorgenem en het beloof in die persoon van Jesus Christus, dat hy sy lewe in die mens gaan plaas, en dat Christus hierdie metode gaan wees, wat hy in die mens gaan plaas, waar sy lewe kan kom vestig. En hierdie voorlewe van die Vader plaas hy binne in Christus Jesus, en hy sê dat hierdie Christus Jesus, wat hy gegenereer het, gaan hy genereer uit 'n onvernietigbare lewe. En as jy kyk na wat die Bybel sê in Hebreërs 9 vers 12, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Die Here het gesê dat in hierdie Christus gaan daar 'n ewige verlossing plaasvind. Nie doeteenvoudige verlossing van die sonde en van die ongeregtigheid nie, maar 'n verlossing gebaseer op 'n onvernietigbare lewe. Hebreërs 7 vers 16 en 15 sê, en nog baie duideliker is dit as daar 'n ander priester opgestaan het na die ewebeeld van Melchisedek, een wat dit geword het, nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. Jy sien, hierdie lewe wat die Vader in die gelowige sou plaas, is Christus wat geword het die ewige lewe. En die Here het hierdie ewige lewe beloof aan die mens toe hy Christus uit hom uit gegenereer het.
toe die Vader Christus uit hom gegenereer het, praat die Bybel hier in Hebreërs van hierdie gebod van die onvernietigbare lewe, was deur God bepaal om in die mens te wees. En as jy kyk na Titus 1, vers 1 tot 3, dan sal jy sien wat die Bybel sê, Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na God saligheid is, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het, en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het, deur die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God, ons verlosser, my ware kind, volgens die gemeenskaplike geloof. Paulus sê hierson, dat die gebod wat God ingestel het, was die gebod van die onvernietigbare lewe van Christus, wat hy in ons geplaas het. Met ander woorde, die Here het nog voor die grondlegging van die aarde, nog voordat hy Christus Jesus gegenereer het, uit homself uit, en ek gaan later daaroor praat, het hy 'n gebod verklaar, dat hy aan die mens die ewige lewe gaan gee, en hy dit beloof, en hy dit bevestig in die gebod van Christus Jesus, as daardie onvernietigbare lewe. Jy moet verstaan dat hierdie lewe, die ewige lewe van Christus, is nie iets wat jy gaan kry, wat apart is van Christus nie. Dit beteken nie, nou gaan ek hemel toe, nadat ek tot wedergeboorte gekom het, en nou gaan ek met die ewige lewe wat vir my voor, met ander woorde, ek sal nooit weer doodgaan nie. Nee, die gebod wat hy beloof het, was die onvernietigbare lewe van Christus in jou. Hy praat van hierdie Christus, die boodskap van die begin af, hierdie Christus, die belofte van die ewige lewe. En die Here kwantifiseer Christus dienooreenkomstig Johannes 5 vers 11, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God het nie, het die lewe nie. Die Here sê, jy kry nie die ewige lewe as iets wat 'n aanhangsel is van Jesus nie, maar dat hierdie Christus, wat hy beloof het, om in jou te kom woon, sal en is die ewige God lewe. Daar bring God sy voorlewe as die lewende God, en hy genereer uit hom uit wat God is, God die Seun, Jesus Christus. En hy maak hierdie God die Seun, wat God is, die ewige lewe van die mens. Hy het 'n gebod voorgeneem, dat hierdie Christus gaan die priester wees, volgens die gebod van 'n onvernietigbare lewe, wat die Here in Titus reeds 'n gelofte van gemaak het. Die Here het 'n gebod gemaak, die Vader God het 'n gebod gemaak, dat hierdie Christus gaan jou en my lewe wees. Wat 'n wonderlike gebod is hierdie wat God vasgestel het. Wat God vasgebind het in sy ewige raadsplan. Die belofte van Christus, die ewige lewe in jou, en dat hierdie Christus die boodskap is wat van die begin af is, wat geopenbaar is, naamlik die ewige lewe van jou, vir jou en in jou. Nou ons gaan later 'n bietjie dieper in hierdie ding inklim. Nou ja, tot ons nou weer gesels, die Here seën julle.